baie oulik. Sy het verskriklik mooi by die tema aangevang. Sonder dat dit belang was, het dit regtig baie mooi in mekaar gekom. Want alles wat ek gepraat vandag is so lang, en ek het glad nie dit beplan in ons development is, met die val. Dan is nou die Here wat sal werk, ek weet nie. Okay, so die laaste ruk in my lewe, spesifiek so die laaste 4 of 5 maande wat ek Here met my, en ons goeders dat hy vir my gehaal het. Areas wat wil hê ek kan groei, en dis die 4 F's. Faith, family, fitness, and finances. So faith is voor jou begin, want sonder faith is niks moontlik nie. As ek spaar, ek het ook gesels, ek het ook faith van as ek gesels, en die voorbeeld van die Joey wat by die hek, so die Here, ek sê voorgehou as een voorbeeld van survey. En dis eintlik oor faith van ons gaan, dit is een heart of survey. Dan eigenlijk is familie oorziet, so faith, family, fitness, finances of fitness, wat die Here oor my hart bring is, dit is ons plig om na ons liggaam om te sien. Ons liggaam is die tempel van God. Onthou altyd in die kinderkerk, as jy was, het jy geleer, jou liggaam is God se tempel. En dit is die keurig thema wat terugkom aan my te doen, mense sê nie, of dit is so basis beginsel, maar het hou nog steeds waar vandag. Jou liggaam is die tempel van God. Wat in jou liggaam sit, wat jy eet, wat jy drink, of jy minder of nog meer oefen, jy eer die Here deur dit. En dit is 'n belangrike beginsel vir my, dit is mense alles, toe ons al 40 raak, toe ek wou nie celebrate, ek kon nie glo, ek is ook nie. Maar ek het meer begin fokus op wat ek eet, hoe ek oefen, ek het gesonder begin lewe. Ek het staan al vir amper 3 jaar, so 2,5 jaar, met elke van 63 aktiewiteite. Dit is een helemaal ander testimonie, en ek kan met my praat, ek kom 63, van die nou dit gaan nie, maar ek loop altijd van 63, ek draag het ook, maar het is nou al een journey wat jy by my stap, en op die stijl wat ek gaan, en hy sit in podcast, dit is verbouwde podcast, door die Here, en dit gee my tyd om my bouwers met die Here te doen. Ek kan nie gaan sit in die skryf nie, want dit is my tyd met die Here. Maar die fitness gedeelte gaan oor the longevity and mobility, so dat die mens kan aanhou die werk en die Here aanhou doen langtermyn, longevity, mobile, so dat hy jou kan gebruik en 'n wessel is wat hy kan gebruik. So 1 Thessalonians 5 vers 23, ek lees die New Living Translation, praat oor 'n healthy spirit, soul and mind. So it's a basic beginsel. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus comes again. Lord Jesus Christ comes again. Dit is 'n basic beginsel vir ons na ons liggaam kyk as tempel. Kyk, vanaf steeds gaan oor gaan na die volgende gaan finances. Dit is 'n begeerte vir my al so lank hartgegeete vir my om, ek is 'n management in my income en my expenses oor 'n tydperk in Excel sit en ek wou dit model en ek wil sien waar sit ons. En ek het uiteindelik na 3 jaar gegeet om dit reg kry begin, en ek het 'n kurs gesit en ons het gesê, kyk, hier is ons inkomste, dit is ons uitgawes en hoe trek dit. En wat ons basies gesê het is, ons gaan net bietjie ons finances bietjie flow, ons gaan dit redirect. Nee, en finance is ook 'n basiese ding. Dit is, God roep ons om ons finansies te hanteer in 'n kingdom way. So, ons kom bietjie sit in 'n revamp en 'n restructure, maar wat die Here op my hart gesit het oor finansies is, hoe prioritiseer jy jou geld? Daar waar jy jou geld na laat toe vloei, sê wat regtig in jou hart aangaan. So met ander woorde, dit wys vir jou wat jou prioriteite is. So vra jouself af, waarop spandeer jy jou geld? Gee jy jou 10de? Of spandeer jy geld op drank, of sigarette, of op chocolates, of wat doen jy?
maar dit is 'n godly lifestyle om jou finansies in 'n bibliese manier te manage. So dis ook een van die areas wat God met my werk mee, maar die beginsel wat ek hier wil uitlig is, daar waar jou geld na toe vloei, is waar jou hart is. Dit wys jou waar jou prioriteit is. Elkeen van julle sal vanoggend weet, ek doen nie my regte ding met die geld, of ek doen hierdie deel en my geld help, en dis waar ek wil hê dit moet vloei. Okay. So, vandag se tema gaan oor family, waarna toe ek nou sal terugkom, maar aan die einde van verlede jaar, ek het so 'n paar jaar terug life coaching gedoen, en toe het die vroukie vir my gesê, sy doen nie New Year's resolutions nie, sy kies 'n woord, of 'n tema vir haar lewe. Ek kan al met 'n paar van julle gesels, maar my woord wat die Here vir my gegee het aan die einde van verlede jaar, is light. Hoofletters gespel en Engels, nie lig nie, light. So, ek werkte met hierdie woord, en al hierdie beginsels, ek vat my faith, my fitness, my finances, my family, en ek en Chris het gesit, ons gaan 'n toets teen hierdie light. Waar pas dit in? So, light het vir my beteken, wat 'n lig straal jy uit? Hoe kom jy oor in die community? Wat dra jy saam met jou? Wat's 'n baggage? Wat's 'n traumas? Dis verskillende aspekte van light, die verskillende definisies van die woord light. Wat's 'n sakkies van goedjies wat jy heeltyd so saam dra? So, ons het aan die einde van verlede jaar 'n detox gedoen, ek het 'n hele paar kilogram afgeskit, wat amazing is, maar ek kan in die winkel ingaan, en ek kan 'n sak meel optel, om te soos as representation van wat ek verloor het. En dit is wat ek saamgedra het, elke dag, sonder dat ek besef het, dat dit swaar was. Ek het net dit saamgedra, elke dag, en nie besef, hoe moeg dit my gemaak het nie. So, die Here het vir my gesê, het met my kom werk in my hart, en gesê, light, wat dra jy saam? Wat 'n trauma moet jy neersit, wat jy nie meer hoef so saam te dra nie, hier sakkie meel, wat jy nie hoef saam te dra nie. Nee, dit was 'n sak meel, dit is nie so 2 kilogram nie, maar, wat hoef jy nie saam te dra nie? Wat kan jy neersit? Chris het, toe ons in Zambia nog was daar so 'n beginsel wat hy eendag vir ons verduidelik het, ek kan nie eers onthou waar jy dit hoor nie. Maar as jy met 'n rugsak op jou rug loop, nee, en die voorbeeld wat ons gehad het, is daar sulke stoele gewees, en dan moet jy onder deur die stoele kruip. Maar as jy met 'n rugsak op jou rug loop, en jy probeer onder daai stoele loop, dan haak daai rugsak vas. Kan jy nie maklik deurloop nie. Nou dis die tipe goed wat die Here vir my sê, en vra, wat's 'n baggage sit jy in hierdie sakkie, wat jy saam dra die hele tyd, wat jy nie hoef nie, en wat jy kan neersit. Want as jy dit neersit, kan jy makliker beweeg vir die Here. Kan jy makliker vloei en saam gaan waar hy wil hê jy moet gaan. So, ek het nou al gesê, ek en Chris het nou aan die begin van die jaar gesit en gedink, hoe gaan ons hierdie tema in ons lewens inspring, en ons het ons finansies teen light getoets in ons familie, en ek het die kinders se skedule heeltemal skoon gemaak. Hulle het verlede jaar 3 goed op 'n dag gehad wat hulle doen. Ek het alles gekanselleer, en ek het essentials gehou. Hoe bring ons dit in ons faith in ons gesondheid in? Nee, maar so sit ek een aand, en ek kan nie slaap nie, en dan seker so teen 3 uur se kant, en nou is ek al moeg, ek moet werk die volgende dag, en ek sê, okay, ek het al gehoor, ek weet nie of julle hier weet nie, maar die geestesrealm, tussen 2 en 3 in die oggend, is die mees aktiefste in die aand. En ek gaan sit by die kombuistafel, ek maak vir my 'n koppie koffie, en ek sê, right, Here, wat wil jy vir my sê, want jy hou my wakker, ek kan nie slaap nie, so ek gaan sit, ek gryp 'n stukkie papier waarop die kinders geteken is, nie eers 'n mooi papier nie, en ek hou van goeders, mooi agter mekaar, maar ek gryp net papier daar, en ek vat 'n random potlood daar, dit is nie eers skerp nie, en ek sê, okay, wat beteken light, wat wil jy vir my sê, oor light, want hy het vir my gewys, dis 'n acronym, dis 'n Engelse hoofletter, hy het gewys dis hoofletters in die Engels, en toe begin ek besef, hoofletters beteken acronym, so nou vra ek Here, waarvoor staan hierdie woord light? Hoekom Engels, hoekom nie lig nie, en hoekom hoofletters? En die Here gee die volgende vir my, light, L, love that is lasting, nee, so hy sê vir my, wees 'n lig wat 'n lasting impact gaan hê, impact, maar 'n influential impact,
influential met die betekenis van positive. Moenie net opdaag en ons hoof altyd op skool het gesê, moenie 'n suurstof die wees nie. Hê 'n influential impact wat positief is. So dis die I. G. Generational, that stretches across generations, all ages. Nee? H. Holiness, a love that reflects God's glory, His holiness. En T, a truth that transforms. Ek het in my hart gehad, is it transformative of transformational? Toe dink ek weet seker net nie wat die spelling van dit is nie, en ek gaan soek dit op. En die altyd woorde bestaan, transformative is 'n inward transformation. Transformational is 'n outward effect. En altyd daar woorde het by my opgekom. A truth that transforms, both transformative inward and transformational outwards. So light, a love that has a lasting, influential impact across generations, that reflects God's holiness and His truth that transforms. Okay, so dis my tema vir die jaar, light. Okay, so, vanoggend se tema gaan oor familie. In hierdie 4 F's wat ek nou al mee werk in my lewe ook. En wat wil die Here sê oor ons familie? So, ons is die family church, so dit is 'n lekker tema om mee te werk en te speel en goed, maar wat wil die Here sê oor familie? So die laaste paar jare is daar baie fokus op dysfunctional families. Dis amper soos 'n kompetisie. As jy by iemand kom, dan sal iemand sê, "Oef, my familie is messed up." Dan sal die ander ou sê, "Jy weet nie van messed up families, myne is way worse." Dis soos 'n kompetisie. En maar die Here het vir my op my hart gesit is, ons moet nie fokus op die dysfunctional families nie. Ons moet ons fokus shift na healthy families toe. My ma het my hierdie storie vertel, en ek het toevallig in die podcast wat ek geluister het die week, het ook oor dit gegaan. Hoe leer banktellers om fake notes op te tel? Hoe leer hulle om te identifiseer? Hulle leer, en my ma se baas het dit vir haar gesê, sy was 'n bankteller. Sy het gesê, sy gaan nie weet hoe om 'n counterfeit te kry nie, en haar baas het vir haar gesê, tel net die geld, tel elke dag die geld. En dan paniek sy, want sy het gedink, sy gaan nie weet as iemand 'n fake R20, dit was seker nie daai jare R200 nie, maar R20 gaan indien nie. En hy het net vir haar gesê, tel net elke dag die geld, tel die geld. En sy sê, toe een dag het iemand 'n fake noot ingegee. En toe sy dit so voel, toe weet sy in haar binneste, hierdie noot is counterfeit. So, die Here het vir my gesê, hoe weet jy as ietsie fake is? Jy fokus op die regte ding, sodat jy kan identifiseer as die fake voor jou is. Okay, so God se hart is vir families en kinders spesifiek. Lukas 18 vers 16 tot 17, ek lees die Afrikaans 83 weergawe. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. So God se hart is families, en kindertjies is die belangrikste daarvan. En dan hoe leer kinders die beste? Nou, almal wat al ouers is, wat was al voorheen was en julle kinders is groot en wat nou kinders is en goed, kinders leer die beste deur 'n voorbeeld. Jy kan hoeveel keer sê, tel jou skoene op, hulle gaan nie dit doen as jou skoene by die deur lê nie. Papa? So, hulle leer deur voorbeeld. As ons mooi na ons goedjies kyk, as ons bed opmaak, as ons die diere voer, as ons die huishouding mooi ran, sien hulle, en hulle val in lyn. Hulle leer deur die voorbeeld. So as ons dysfunctional families voorhou as die voorbeeld, dan gaan ons kinders nie leer hoe lyk 'n healthy familie nie. So ons moet hulle leer, ons moet ons fokus sit op gesonde familiestrukture, sodat hulle 'n voorbeeld het van wat dit beteken om 'n gesonde familie te hê. So ek het hierdie stukkie aangehaal,
Kinders in Lukas 6 vers 40, ek lees in Engels, a pupil is not above his teacher, but everyone after he has been fully trained, he will be like his teacher. If you continue to send your children to Caesar for their education, we need to stop being surprised when they come home as Romans. So, dis is statistiek wat ek gehoor het, dat die average Christian family spends less than 30 minutes a week discussing Christian things, terwyl hulle 14,000 seat hours het in die skool. Baie skole is nie meer Christelik gebaseer. Hulle leer nie meer die beginsels vir die kinders oor God nie. Dit is ons plig in ons familiestrukture om dit te doen. So, hoe lyk 'n gesonde familie? Wat maak 'n familie? Wat is die core van familie? Nee, en ek het lank hieroor gedink en die woord wat by my opkom is connection. Dis konneksie. En die onderliggende ding wat onder konneksie is relationship. Daar kan dood eenvoudig nie 'n familie bestaan as daar nie connection is nie. Dis 'n bloedband. Jy's connected op 'n vlak wat nie verbreek kan word nie. So dit is, konneksie is super belangrik. As mense na strange families kyk, dan het mense nog steeds 'n longing vir connection. Families waar daar 'n breuk in die pappa en mamma is, of die kinders en die ouers se verhouding, daardie kinders het 'n longing vir hulle ouers, daardie ouers het 'n longing vir hulle kinders om 'n verhouding te hê. Daai konneksie, daar's 'n invisible string wat jou connect. So dit is die blueprint, en dit is die onderliggende ding wat maak dat 'n familie is. En konneksie kan slegs plaasvind in die construct of a relationship. So jy kort ten minste 2 mense vir konneksie om plaas te vind. Jy kan nie 'n one-man band hê wat 'n familie is nie. Dit werk nie. Jy kort 2 mense wat saam met mekaar kan verhouding bou, vir konneksie om plaas te vind, vir familie om plaas te vind. So vandag se social media, wat eintlik baie van die kinders en die youth van vandag se voorbeeld word, is heeltemal teenstrydig. Dit is soos 'n monoloog. Hulle praat in 'n foon in, one way conversation, luister nie na iemand se opinie nie, gee hulle eie thoughts, en dan is hulle blok hulle iemand as hulle negatiewe kommentaar kry. So daar's geen two-way conversation nie. Daar's geen, kom ons praat hieroor, of hoe voel jy, of hoe voel ek, en debatteer, of daar's niks nie. Dis iemand wat in 'n foon inpraat, wat hulle opinies op die wêreld uit forceer, en nie oop is om enige constructive criticism terug te kry nie. Daar's nie, baie van die mense toon hulle comments of, want hulle wil nie daai comments hê nie. Dit is die wêreld se idee wat hulle voorhou van die eie ek. Jy's belangrik, jou opinies maak saam, jou emosies maak saam. Ek kry hierdie prentjie van, verskoon die woord, maar amper half kotse tyd op die wêreld. Ek sê jammer ek moet so 'n rowwe woord gebruik, maar dit is, hulle sit net so, hulle forceer dit daar uit, sonder dat iemand gevra het eers om te hoor. Daar's geen two-way construction daar nie, geen connection in relationship nie. So die belangrikste skill wat ons het is om vir ons kinders te leer, is connection, en dit behels 'n two-way conversation. By Family Church gaan dit als oor konneksie. En hoekom is hierdie belangrik? Healthy families equal healthy churches. Healthy churches equal healthy communities. Healthy communities kan mens verder gaan. Healthy cities is healthy land, verder aan. So dit het 'n lasting impact, dit het 'n positive, influential impact om 'n gesonde familie hier te fokus op die core, want as die core sterk is, dan is daar 'n impact wat uitgaan. So vanoggend gaan ons na 'n paar praktiese goed kyk, hoe bring ons dit in ons lewens in? Dit is nie nuwe info nie, maar, en ek wil nie judge vanoggend nie, dis eerder maar net, sit hier vanoggend en vra vir die Here, om vir jou te wys, watter areas in jou lewe wil hy hê jy moet aanwerk. Kyk, so ek het 'n paar praktiese goeders. Familie is connection. Dis 'n relationship
tussen 'n man en 'n vrou, tussen pappa en kinders, mamma en kinders, tussen die kinders onder mekaar. So ek sien nou as die kinders as Clara en Sia in die koshuis is ons hele dinamika in die huis uitgegooi. Elsje is die soetste kind onder die son en en as Clara en Sia terugkom, dan is Elsje fight sy weer vir die aandag. En dan is ek sommer die mekaar want daar's 3 kinders wat needs het en goed en ons dinamika verander soos die kinders in en uit beweeg as een kind by 'n maatjie gaan speel en goed, maar daar's 'n relationship tussen almal. Okay. En 'n ding wat ek gehoor het, relationships either get worse or better. Dit bly nooit dieselfde nie. Dit's 'n living, ek sê organism nie, maar dis living. So jy moet konstant werk aan jou verhoudings. So in die familie structure, iets prakties, eet saam aandete. Ons weet dit, maar doen jy dit? Dis 1/2 uur. Ek kan nie dink dat 'n mens langer as 1/2 uur eet nie, maybe 40 minute. 'n uur sal lank wees in ons huis om almal stil te hou. Maar in daai tydjie wat jy saam eet, sit jou foon aan een kant vir daardie 1/2 uur of 40 minute of 'n uur as jy lucky genoeg is om by 'n uur te kom. En luister vir mekaar. Hoe was jou dag? En luister regtig as die ander persoon antwoord. Nie hoe was jou dag sodat jy al klaar 'n antwoord het vir sy antwoord nie, maar hoe was jou dag? Dis iets baie prakties en iets een keer 'n dag wat jy kan incheck in almal in die familie om seker te maak almal is okay. Hoe pas ons dit toe in die kerk? Want healthy families lei tot healthy churches. Kom drink saam tee na die diens. Spandeer tyd daar om te connect. Hoor hoe dit gegaan het. Dis ons etenstyd aan die einde van die dag. So kom en sê, hoe was jou week? Kan ek vir jou bid? Hoe gaan dit by die werk? Wat se struggles het jy? En dan bid regtig vir daardie persoon. Bid regtig, volg op, stuur 'n WhatsApp in die week. Hier's 'n paar mense in die kerk wat vir my baie mooi boodskappe stuur. En dit is so encouraging wanneer ek dit kry. My week gaan baie keer dol en dan kry ek daai boodskap, dan sê ek soos, yes, ek het weer power vir die dag. En ek waardeer dit baie. So, improve connection in die kerk deur om saam met mekaar tyd te spandeer. Dis iets prakties, dis nie moeilik nie, so moenie weghardloop na kerk nie. Kom drink tee. Okay. Die volgende punt in families is serving. Dit is 'n structure waar 'n mens kan serve. In 'n familie moet jy serve vir die familie om reg te funksioneer. Die authoritarian of wêreldse model sal sê dit sal val want hulle is nie uit om te serve nie. Hulle wil net weet wat kry ek uit dit uit? Wat is my gewin? Dit gaan nie oor wat kan ek doen om iemand te serve nie. Die Bybeliese model is 'n heart of serving. Jesus, Engels, Jesus het sy disippels se voete gewas. Dit is 'n hart van diens. Hy het nie ingestap en gesê, julle moet my aanbid en op die grond neerval en my voete was nie. Nee, sy hart was serving. So, in ons families, hoe doen ons dit? Ons serve klaar mekaar in families. Ons sien dit dalk net nie altyd so mooi raak nie. Daar's 'n oulike idee wat ek van gehoor het om acts of service raak te sien. En dit is, jy kan 'n gratitude game speel. So in hierdie tyd wat jy nou gaan aandete saam eet, kan julle om die tafel gaan en elkeen kan sê wat het hulle gedoen vir service vir die familie vir die dag. Iemand kan sê, ek het die afspraak uitgehaal. En dan hoe die game werk, dan sê jy, I appreciate it. Niks anders nie, niks maar nie, niks, maar volgende keer moet jy dit doen nie. Jy sê net, I appreciate it. Baie dankie. So dis daai gratitude wat saam met dit gaan. Chris maak elke dag vir my koffie. Ek het 'n klein grappie oor dit. As dit silly is, dit's okay. Die Bybel sê dis 'n man se werk om koffie te maak. Hebrew. Ja, hy moet koffie maak. So, maar ek waardeer super baie laat hy vir my koffie bring in die oggend. Ek wil elke oggend 4 uur opstaan. Dit is nou Chris se werk om my 4 uur wakker te kry, want ek hoor nie my alarm nie, en ek het 5 alarms en ek snoes hulle almal. Ek kan nie opstaan nie. Want ek vir Chris gesê, jy moet my wakker maak 4 uur en jy moet vir my koffie bring, anders word ek nie wakker nie. So, dat sê ek vir hom, dankie vir my koffie. Dis hoe die gratitude game werk. Maar die kinders kan sê,
ek het mamma en my speelgoed opgepak. I appreciate that. Dis so eenvoudig soos dit. Dis super prakties, baie maklik en ietsie wat 'n mens kan toepas by aandete. Okay. Die Bybel sê dis goed om 'n reward te offer vir obedience. Psalm 19 vers 11. Ek lees die New Living Translation en hy's nogal lank, maar ek gaan stukkies uithaal. The instructions, so ek begin by 7, maar die gedeelte wat ek wil by uitkom is 11. The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bring joy to the heart. The commandments of the Lord are clear, giving insight for living. Reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true, each one is fair. En die rede hoekom ek hierdie stukkie lees, is dit praat oor God se reëls, se commandments vir ons. En dan skiep ek na vers 11 toe. They are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. So God sê, die wat sy reëls nakom, a great reward for those who obey them. So dis goed om die reëls na te kom. Hoe pas ons serving toe in die kerk? Jy raak betrokke. Daar's 'n span wat help met die tee. Jy kan help, dan sit jy die koppies uit, jy sit die ketel aan, na die tyd was mense die koppies weer, maar ietsie laat hierdie ding tik. Dis mense. Mense wat opdaag om te dien, om te kom serve. Daar's die klank, daar's uitreike, daar's die Men's and Women's Ministry, daar's die kinderkerk. Dis almal van ons normale mense wat opdaag, bietjie voor die diens of bly na die diens en tyd gee om 'n diens te lewer, om te serve. Kies 'n area wat vir jou belangrik is. Ek sê nie jy moet kom teekoppies was as dit regtig nie jou hart is nie. Ek was ook glad nie skorrelgoed in die huis nie. Ons het 'n skorrelgoedmasjien en Chris was altyd skorrelgoed. So dis ook 'n area wat hy my dien, wat hy serve in, wat vir my verskriklik baie beteken. So ek gaan byvoorbeeld nie daarvan hou om koppies te was nie, maar ek sal help by ander areas. Kies 'n area wat jou hart aanraak, nê? En daar raak jy betrokke. Kolossense 3 vers 23 en ek lees die New Living Translation. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Jy doen dit in elk geval net vir God en nie vir niks anders nie. Okay, so dit is jou verantwoordelikheid om daardie purpose uit te leef vir God. Okay, ek gaan 'n slukkie water vat. Familie bied 'n framework vir ons. Dis 'n body. Nee. Ephesians 4 sê, unity in the body of Christ. Ons verstaan die kerk is 'n liggaam van God, een liggaam van God. Een hand kan nie werk sonder die ander hand nie. As jy iets swaars moet optel, kan hierdie hand dit nie self optel as hierdie hand nie daar is nie. Een voet kan nie alleen loop nie. Wel, jy gaan baie sukkel, jy gaan maar hop, maar dis moeiliker. 2 voete werk saam om te loop, so jou liggaam werk saam. En dit bied 'n framework waarin ons 'n support structure vir ons. So daar's 'n intellectual support structure, wat dis die sharing of your thoughts and opinions in jou familie. Daar's 'n emotional support structure wat die sharing is of your emotions. Aan die einde van die dag, ek is gestres of ek is hartseer vandag. Ek het my diertjie is oorlede of ek is super happy want ek het hierdie promotion by die werk gekry. Sharing of your emotions. Dit is echt lekker om by die huis te kom en om vir jou man of vrou te kan sê, dis wat vandag gebeur het. Ek ken Chris, as hy aan die einde van die dag het en hy raak excited oor ietsie nice met een van die ramme of iets, dan kan hy dit deel. Hy kom vertel vir my die hele tyd terwyl ek werk en sê, ek het nou hierdie syfers gekry, ek het nou dit gekry en die David dit gedoen en dan. The sharing of emotions, is 'n overflow van joy, excitement. Jy het 'n maatjie om dit mee te deel, within relationship. Dis 'n support structure for financial. Hierdie is vir my interessant, want selfs in die worldly wêreld volg families, 'n familie wat nou nie Christen gebaseer is nie, volg hulle 'n Bybeliese model vir die finansies. Hulle vat nog steeds, they still take care of each other. So, al is dit 'n familie wat nie in die Bybeliese model van familie, of enigiets van die Bybel glo nie, volg hulle die Bybeliese model vir
familie in terme van financial support. Hulle kyk na hulle kinders finansiëel. Die kinders wat wil snoepie geld hê, kom vra, mamma, kan ek R5 kry? Papa, ek moet nuwe skoolklere kry of nuwe skoolskoene. Hulle volg nog steeds 'n Bybelse financial model. Physical, dit is 'n physical support structure. Families, daar's touch, daar's drukkies, daar's liefde, daar's 'n uitvloei van my emosies teenoor die persoon. As jy langs mekaar sit, dan hou jy hande vas. Chris speel die hele tyd met die kinders se ore of iets. Hy's die hele tyd besig om hulle te kilie en te karring en ons het 'n need om aan mekaar te raak. Daar's physical intimacy, daar's physical touch. Dit gebeur binne in die raamwerk van 'n familie. Dan is daar 'n spiritual support structure. Ons deel ons ervaring van God met mekaar. Ons bid saam, ons worship saam. Dan wil ek kyk na Ephesians 5 en 6, die New Living Translation, en ek gaan lees. So Paul het die brief vir die kerk van Ephesians geskryf, en hy gee in, as julle by die huis is en julle tyd, gaan lees Ephesians 4, 5 en 6, en ek lees die New Living Translation. Het is lekker om die verskillende translations te lees, maar ek lees vanoggend die New Living Translations. 5 gee vir jou die instructions of Christian households, en 6 gee vir jou parents and children, hoe dit moet lyk. So ek lees 5, vers 1. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Dan spring ek na vers 15 toe. Eintlik, vers 15. Be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Vers 18. Julle kan die res gaan lees, dis 'n baie nice vers om te gaan lees. Vers 18. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God the Father in the name of Lord Jesus Christ. Dan gaan ek lees vers 21 tot 33. Hierdie is die guidelines vir hoe wives and husbands moet lewe. En hy begin. Further, submit to one another out of reverence for God. For wives, this means submit to your husband as to the Lord. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the savior of his body, the church. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husband in everything. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Dis nou die kerk wat hier verduidelik word. In the same way, husbands ought to love your wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. No one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church, and we are members of his body. Ek sal nou die ander gedeelte lees, ek sal nou na dit toe terugkom. So in 'n familie is die raamwerk. Husbands, love your wife. Wife, respect your husbands. Children, honor your parents. Dit is in vers 6 vers 1 en 2. Children, honor your parents. And fathers, do not push your kids to the breaking point. Hoe pas ons dit toe in die kerk? Presies so, sê hulle vers 22 tot 23. Husbands, head of wife. Christ is the head of church. 24. As church submits to Christ, wives should submit to their husbands. So die kerk is ons voorbeeld, maar so ook is ons die voorbeeld vir die kerk. Vers 25. Husbands, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself to the church. En dan in Ephesians 6 vers 2 tot 3. Children, honor your parents through obedience. Eers kom obedience, dan kom honor. So deur hulle obedience kom honor. En ons het nou gelees Psalm 19 vers 11 dat daar great reward is for obeying God's instructions. Net so is daar reward vir die kinders wat obedient is in die familiestruktuur vir die reëls. So daar's en hierdie is interessant vir my want daar's 'n belofte hieraan vir kinders. Children, honor your parents, then things will go well for you.
Dis 'n belofte van God. God sê, if you are obedient, it will go well. En dit sluit aan, laat ons daai stukkie gedeel. Dit sluit, so Ephesians sluit aan, 6 vers 3, if you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. Dit sluit aan by Psalm 19 vers 11, wat gesê het, a great reward for those who obey them. So, die laaste stukkie van Ephesians 6 vers 4 wil ek ook lees. Fathers, dit eindig af hier en dit praat spesifiek tot die papas. Do not provoke your children to anger by the way you treat them. So moet hulle nie druk tot 'n breaking point nie. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Dis 'n aksie, dis 'n teaching, dis 'n word, dit is hoe praat jy met jou kinders, hoe wys jy, die voorbeeld wat jy vir jou kinders wys, hoe praat jy elke dag? Ons almal weet, ons mond het krag. So, bring them up in the discipline and instruction that comes from the Lord. En die instruction is soos hierdie gedeelte, Ephesians 5 en 6. Hierdie was vir my baie interessant, toe ek gesien het. Ephesians 6 eindig dan af met, in vers 10 tot 20, met the full armor of God. En niks wat die Here doen, is per toeval nie. Die rede hoekom hierdie hoofstuk aan die einde is waar hy praat oor 'n Christelike familie, die structure van 'n Christelike familie. So hy eindig hierdie hoofstuk af met die full armor of God. En dit gaan spesifiek oor Christelike households hier. En die rede hoekom hy dit doen is want God se hart is vir families en die enemy is agter die kinders aan. So ek het 'n stukkie geluister in die week wat ook gesê het, the enemy always goes after the babies. Herod killed the babies, Pharaoh killed the babies. The Romans usually left the unwanted babies in trash places to die or at the doors of rich families to be slaves. And Christians from Rome collected the abandoned kids from trash places and saved them. En dit was die begin van orphanages. So julle kan dit gaan lees, dit pas so. So die enemy is agter babas aan. En ons weet in Amerika is dit al hierdie goeters oor abortions wat legalized is, maar dit is dieselfde demoon wat agter al hierdie sit. Deur al die generasies was hy agter die babietjies aan. En hoekom? Ons weet, ons sit aan hierdie kant van die tydlyn. Want the promise always comes through the children. En ultimately was dit 'n babietjie wat 200 jaar terug gebore is wat die vyand oorwin het. So, die duiwel haat babas, hy's agter die babas aan. Hierdie vers herhaal wat Ephesians 5 vers 18 sê. En is 1 Petrus 5 vers 8. En ek lees die New International Version. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. As die familiestruktuur afgebreek word, affekteer dit die kinders die meeste. En dit het 'n generational impact. Want hulle gaan aan en daai eienaars word toegepas dan weer op hulle kinders. Maar net so, as kinders in 'n goeie, positiewe familie sterk word, dan vind hulle 'n man of 'n vrou en hulle het weer 'n gesonde familie. Dis 'n generational impact. Die vyand, hy target kinders. Die volgende punt wat ek wil uitlig in families is responsibility. Nou, dit praat vir my van, dit is die fondasie van 'n familie. Ons het die week verskriklik baie reën gehad. Hoeveel staan ons nou? 112 mil vir die week. En dis amazing. Ek is regtig baie dankbaar. Dis 'n huge blessing. Maar ons huis kraak. Van al die reën wat rondom die huis staan, dink ek, dis kleigrond en ek dink die hoeke sak in en ons het sulke krake in se kamer en die gangmure het almal reg van bo tot onder gekraak. So, dis nou nie nice nie. Ons moet dit regmaak, maar dit beteken, dis fondasie. Dis nie net 'n klein haarlyn kraakie nie. My ma het altyd vir my gesê, as jy 'n nuwe huis koop en jy gaan in die huis in, kyk of die fondasie reg lê. Kyk in die hoeke, kyk vir tekens dat 'n fondasie nie reg is nie. As die mure kraak of ietsie en jy kan sien die fondasie is reg nie, dan moet jy liewer maar nie daai huis koop nie, want jy gaan verskriklik baie spandeer om die huis reg te maak. Maar as die fondasie reg is en al is die huis vervalle, kan jy dit regmaak, jy kan dit renovate, jy kan dit beautiful maak. En daai huis se fondasie staan reg. So in 'n familie,
dis die familielede se plig om die huis te onderhou. Dit is die maintenance, dis die krake regmaak. En dit vorm die fondasie van die huis. So, ek lees Luke 6 verse 46 to 49, New Living Translation. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey, ons het mos nou gesê, great reward for those who obey, hier's 'n waarskuwing. Anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the flood sweeps down against that house, it will collapse into a heap of ruins. So net so, praktiese goed, het almal taakies in die huis. Iemand moet die asblik uitgooi, die tuin nou maak, die gras sny, en sonder al daai goeders wat die familie laat funksioneer, wat basies die fondasie vorm, gaan die familie nie kan funksioneer nie. Daar gaan resentment bou tussen die ouers as die pappa nie sy deel doen nie of die mamma nie haar doen nie. As hy nie die kos koop vir die huis nie, gaan niemand eet nie, die familie gaan uithonger. As die kinders nie hulle deel doen nie, kan jy hulle straf. Dis bietjie belangriker dat die ouers hulle deel doen. Maar dit is ons responsibilities in ons huis wat ons moet uitvoer. En net so in die kerk het ons responsibilities om die fondasie van die kerk te bou. So dit is jou verantwoordelikheid as deel van God se familie om betrokke te raak en om jou purpose uit te lewe. Vra vir God, waar moet jy insaai in die fondasie in? Waar wil hy jou gebruik? Weet baie mense hou daarvan om 'n online kerk te gebruik, maar God se hart is vir jou om by jou local kerk betrokke te raak, laat jy 'n diens kan lewer en laat jy hier betrokke kan wees. Okay. Die laaste punt op dit, when you do not listen to God's commandments, your house will fall. It is because your foundation is not built on rock. Okay, die laaste punt, boundaries. Dit is 'n belangrike punt. In enige familie is daar boundaries, dis belangrik dat daar boundaries is. Kinders kan nie vir ouers sê wat om te doen nie, die ouers sê vir die kinders wat om te doen. En hulle skep daardie grense. Dis binne in daardie grense dat 'n familie gesond funksioneer. Ek gaan nie die versie herhaal nie, maar Ephesians 5, respekteer mekaar. Mans wees lief vir jou vrou, vrou respekteer jou man, kinders eer jou vader en moeder. En in die kerkstruktuur, jy moet respek hê vir die kerkstruktuur. En daar's 'n rede daarvoor. Jy moet respek hê vir daardie hiërargie. Dis nie uit 'n worldly view nie. Dis uit gehoorsaamheid aan God. Romans 12 verse 10 amplified, be devoted to one another. En die Amplified Bible, dis so nice vir my, want hy gee in hakkies verduideliking. Be devoted to one another, authentic, brotherly affection, as members of one family. Give preference to one another in honor. So dit is daardie boundaries, dit is daardie respek wat jy vir mekaar het. Vir die strukture in die kerk, vir die strukture in die gesin, pappa, mamma, kinders. Kerk het hulle strukture. Dit praat oor daai honor. Hoe lyk die tyd? Okay. So, ons het nou gesê, God's heart is for families. Ek sien hoe glimlag julle vir hom. Gelukkig is ek gewoond aan hom. Ek steur daarom nie myself baie vir hom nie. So hierdie versie wat hulle uitgedeel het, dit gaan oor liefde, 1 Corinthians 13, in die aspek van familie. Maar God se hart is oor families. En as deel van die familie, kry ons benefits. Nee, so, to be a part of God's family, we get to share in family's name. Dus as a Christian, ons share in die naam van Christ. Ons is representatives of Christ. Ek het al hierdie grapie vorige keer vertel, maar ek sal hom maar weer vertel vir dalk die wat nie is. Christian without Christ, if you take Christ out of it, is just Ian, and Ian can't save us. So, jy is 'n voorbeeld van 'n Christen op aarde. Ek vra die Here, less like me, more like you, Lord. Ek moet 'n representative wees van God se koninkryk hier op aarde. Family likeliness, dis nog 'n benefit wat ons kry as deel van hierdie familie van God.
We must be changed to be like Christ. We must shine like a radiant light van God. Wees sy light daar buite. En hoe doen ons dit? Romans 12 vers 2 sê, be transformed by the renewing of your mind. En nog 'n privilege wat ons het, of 'n benefit as deel van die familie, is al hierdie privileges wat ons van God kry. Ons het access tot sy riches, sy grace, sy kindness, patience, glory, wisdom, power en mercy. So hierdie ding is nogal amazing vir my, want as daar's baie besluite wat ek graag sou wou oordoen, wat ek nie baie goed gedoen het nie. En as ek anders kon, dan sou liewer in God se wisdom wou intap. Liewer daarop gebakenheid om vir hom te bid, om vir my wysheid te gee. Ons weet Salomo het vir wysheid gevra. Toe hy kon vir enigiets vra, het hy vir God se wysheid gevra. Hoekom sal ons nie God se wysheid, as ons access tot dit het, hoekom sal ons dit nie gebruik nie? Ons moet dit net utilize. Ons moet net vra vir God se wysheid. In daai tye wat ek foute gemaak het met besluite, het ek nie vir God gevra wat wil hy my wys nie. Dit was beskikbaar vir my, ek het dit nie gebruik nie. Maar om te besef dat ons access het tot God se wisdom. Ons moet net vra. Ons het direct access tot God se mercy and grace. Ek het gaan opkyk wat is die verskil tussen mercy and grace. Mercy is wanneer iemand in jou plek staan en die straf vat wat jy moet kry. Dit is Jesus wat op die kruis gaan sterf vir ons sonde. Grace is wanneer iemand vir jou gift extend wat jy nie verdien nie. Behalwe vir die feit dat hy op die kruis gaan sterf het vir ons, gee hy dan vir ons die ewige lewe. Ons kry 'n gift wat ons nie verdien nie. Hy sterf nie net in ons plek nie, hy gee vir ons 'n gift daarna wat ons nie verdien het nie, die ewige lewe. En as deel van God se familie het ons access tot sy protection. Daar's nie groter, sterker as ons Papa God nie. Ons kry nog 'n benefit is family intimate access. Direct access to the kingdom of God, a connection with God. Met die Heilige Gees wat in ons harte bly. Maar as jy nie die connection met God het nie, as jy dit nie access nie, jy het daai privilege, dan gebruik jy nie, jy het letterlik die access tot die sterkste, slimste, ek wil nie sê mens nie, maar persoon wat ooit op aarde was. Daar's nie sterker, groter as hy nie, jy het direct access. En as jy dit nie gebruik nie, is dit soos 'n mens wat die lotto gewen het. Hy sit die geld in sy rekening, en hy krepeer, hy het nie geld om kos te koop nie, maar hy kan daai geld gaan trek, maar hy doen nie. Hy kan daai geld gaan trek en 'n nuwe huis bou, 'n nuwe kar koop, hy kan sy familie help, maar hy sit en krepeer, en hy koop nie kos nie, en hy gaan dood van die honger. Dit is hoe dit is, ons het access tot God se hart, tot sy wisdom, ons het direkte access, ons niemand tussen ons nie. Ons weet die voorhangsel het afgeskeer, sodat ons daai direct access het. Erasmus het gesê, dit is so mooi vir my, dat ons gaan 'n nuwe liggaam kry, want hierdie liggaam sal nie kan hanteer, hierdie earthly liggaam, sal nie God se grootheid kan hanteer nie. Maar ons kry direct intimate access tot die Here. En dit is liefde, God se hart is liefde vir ons. So, 'n mens behoort 'n conviction in jou hart te hê, dat ek wil deel van God se familie wees, met al hierdie goed, hoekom sal jy nie wil nie? En as jy dit nie voel vanoggend nie, daar's nie judgment nie, asseblief kom na die tyd, en dan kan ons saam met jou bid. Maar, ek wil ook sê, as jy dit nie vanoggend in jou hart voel, soos, yes Lord, I choose you, dan is dit 'n manier van die vyand om jou te verblind vir hoe amazing God se familie is. Hy wil hê jy moet glo jy is die swart skaap van die familie, en hy wil hê jy moet glo jy is die outsider, of die een wat uitgedruk is. Want as hy jou daar het, dan kan hy jou beheer en immobilize om nie die werk van die Here te doen nie. Daar was 5 benefits, die laaste benefit is, ons kry access tot die family inheritance. Dit is 'n eternal inheritance wat is priceless, is pure, permanent and protected, can't be destroyed by earthly disasters or poor economy. Dis meer werd as retirement. Die Bybel sê, maak vir jou skatte bymekaar, wat nie deur motte en rotte opgeëet sal word nie. Retirement is a short-sighted goal. You should be living in light of eternity. Eternal inheritance is what you should be working for.
Be included in God's family is the highest honor and greatest privilege you will ever receive. So wanneer jy ook al unimportant of unloved of insecure voel, remember to who you belong. Your identity is rooted in God's family. Net soos 'n kind, soos sy ouers lyk en optree, net so is jou identiteit in God in God rooted as jy 'n kind van God is. Ek wil graag gou 'n liedjie speel. Ek dink dit sal goed wees dat almal net bietjie kan opstaan en net weer bietjie asemhaal en dan sal ek afsluit. Die I am the way I am. Asseblief, Guy. Nou, ons kan almal staan en maak toe jou oë en vra die Here om net vir jou te wys wat in jou hart wil hy vanoggend vir jou oopbreek. Who the sun sets free
Dankie Kai. Julle kan maar sit. Okay. So, what matters most to God? Twee goed. En dit is 'n commandment, twee commandments in Mark 12 verse 30 to 31. Love God and love people. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than these. God verander nie. He never changes. He's always the same. En ek kan dit verduidelik, want hy kan ook nie homself contradict nie. As jy na die Ou Testament kyk, Exodus 20, jy gaan kyk na die 10 gebooie, dan gaan die eerste 4 verse gaan oor honoring God. Dit gaan oor liefde vir God. En die volgende 6 verse, 5 tot 10, gaan oor jou medemens. Dit gee riglyne oor ons verhouding met die mense. En jy kan die 10 gebooie gaan lees, maar dit is vinnig opgesom. Markus 12 basies som dit op. Dis nie wetties nie, maar dit sê baie duidelik wat God van ons verwag. Love God and love people. A life without love is worthless. It's all about relationships. What is keeping you away from having a loving fully, loving intentionally, and loving wholeheartedly? A love that has an influential impact. A love wat die holiness van God wys. Vra vir God, sy wysheid, sy truth. Seek it. En dit sal jy in die Bybel kry. Love that will last forever, a lasting heritage. Mens hoor nooit van mense wat in trauma counseling is nie, want hulle ouers was net dood eenvoudig te lief vir hulle. Jy hoor dit nie. So het ons kinders lief hê, dit moet 'n generational impact hê. Ons moet ons ouers lief hê. Ons mans en vrouens, papas en mamas, hê mekaar lief. Respek vir mekaar hê. We will be evaluated, judged, ek het gesê evaluated/judged on our love. Whatever you do today or tomorrow, this week, the rest of the days of your life, make sure you make time to spend time with loving God and people. Hoe spel 'n mens love? Wil iemand 'n kans vat? Om te raai wat het ek hier gesê? Dis 'n goeie raai. Dankie Elsie. Ek het gesê the best way to spell love is T-I-M-E. Time. Elsie het 'n paar weke terug gesê the worldly view is time equals money, but God's view is time equals love. So die kerk is op die familiestruktuur gebaseer en God's heart is for families. So God's heart is for churches. Ons moet ook een ding onthou dat God is die ultimate example van familie, die Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Hy het ons nie gemaak omdat hy ons nodig gehad het nie. Hy het ons gemaak because he desired us. He desired a family. He didn't need one. He already had one, Father, Son, Holy Spirit, but he desired one. So ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie familie om ons purpose uit te leef. Ons almal is deel van God se eternal familie. Vorige Christene gaan ons familie in die hemel wees. Toekomstige Christene, as die wegraping nog nie gekom het nie, gaan deel van ons familie in die hemel wees. So jy het nog nie almal ontmoet wat deel van jou familie in eternity gaan wees nie. Chris het dit ook genoem so 'n paar weke terug. My goal vir my lewe is make my physical family and my eternal family the same. Ek dink altyd aan hierdie, toe Lazarus, die vergelyking waar Lazarus en die ryk man in Hades kom, hulle gaan dood en dan kom hulle nou in die nadood. En die ryk man is in Hades. Lazarus is aan hierdie kant en die ryk man is aan daardie kant en 'n groot kloof skei hulle. En uit die aard van die saak is die ryk man nou, Hades is die hel. Dit is so dis warm en dit brand daar. En dan vra die ryk man uit Hades uit vir Abraham om asseblief vir Lazarus terug te stuur na die lewe toe, sodat hy die ryk man se familie kan gaan waarsku en sê asseblief, julle moet julle lewe verander. En Abraham antwoord en sê,
As hulle nie vir Moses en die profete geluister het nie, sal hulle ook nie vir Lazarus wat uit die dood uit opgewek het luister is nie. En ek dink baie aan daai vergelyking. As ek eendag daar moet oorkom aan die ander kant, en ek moet aan die kant staan en my familie staan aan die ander kant, en is te laat. Ons kan nie, ons tyd is uitverkoop, dit is te laat, jy kan nie dan dit verander nie. Jy moet nou seker maak, jou familie is gered. Dit is iets wat verskriklik baie by my sit, wat ek wil net eendag seker maak, dat my familie, my physical familie hier op aarde nou, saam met my eternal familie is. So eternal inheritance is klaar joune, jy hoef niks te doen nie. Jy moet dit net vat, jy moet net kies om dit te access, voor dit te laat is, voor jy daar kom waar die ryk man was. So ek het nou al gesê, net om op te som, healthy families equal healthy churches equal healthy communities, healthy countries, healthy world. Die impak is influential, dit is generational, dit vloei. En familie se blueprint is connection. So ons moet fokus op ons relationships. En dit is in die familie waar die connection die middelpunt is. Kerk is 'n plek waar connection die middelpunt is. Want dit sal eenvoudig platval as dit nie so was nie. Onthou, 'n kerk is nie 'n membership soos 'n golfklub wat jy 'n fooi betaal en dan 'n golfklub, jy het 'n expectation, ek moet net dienste kry, ek moet dit kry vir my fooi en ek moet dit kry en dit kry. 'n Kerk is nie dit nie. Membership aan 'n kerk, dis 'n biblical word. Church is a body, it's not a building, it's a body, it's a living body. En dit is 'n organism. Hy beweeg soos al die elemente in die kerk beweeg. Dit is nie 'n organisation wat uit is om geld te maak nie. Mense kry non-profit organisations ook, maar die kerk is nie 'n organisation nie. Hy's 'n living body organism waarvan ons die moving parts is. Hoekom is dit belangrik om aan 'n kerk te behoort? Because we discover our role in life through our relationships with others. You need a church family because a church family identifies you as a genuine believer. You can't be the body of Christ on your own. Jy kan nie alleen funksioneer nie. Jy moet binne in die kerk opset as deel van God se body funksioneer. A church family moves you out of your self-centered isolation. Only in regular contact with ordinary, imperfect believers can we learn real fellowship. So dis net in jou familie dat jy geïrriteerd raak, want hulle het nie die koppie gewas nie. As niemand daar gebly het nie, het niemand die koppie daar gelos om vuil te word nie, en het jy nie geïrriteerd geraak nie. So dit gaan gebeur. Maar dit is deel van die familie. Dit is normaal. En dit is juis in die familie, in jou church family en in jou familie, waar jy jou self-centeredness van kan ontslaa raak. You need a church family because it helps you to develop spiritual muscle. Isolation breeds deceitfulness, and it's easy to fool yourself into thinking that you are mature if there is no one to challenge you. Real maturity shows up in relationships. So, ons is 'n team hier by Family Church, en dis teenoorgestelde van wat die culture ons vertel, van focus op yourself, own identity. Die hele wêreld is gefokus op hyper-individualism. Maar jou familie, jou kerk, dit is 'n team. En vandag vra ek julle, is jy lig in jou familie? Sit jy baggage op hulle? Gaan jou kinders trauma dra of baggage dra? Ek het 'n ding gehoor, ekskuus, en ek het dit nie hierop gesit nie, maar ek wil net bylas. Ons kan nie kies wat se memories ons kinders eendag gaan oorvertel op tafels en in kamers waar ons nie gaan wees nie. Ons kan net kies wat se experiences ons nou vir hulle gee. Maar as hulle eendag in 'n kamer sit, ek moet nou my somme doen, 50 jaar van nou, en ons is dalk nie meer hier nie, of ons is in 'n old age home of Bakel, en hulle vertel, my pappa het altyd dit gedoen, en my mamma het altyd dit gedoen. Of hulle het nie dit en dit en dit gedoen nie, en nou moet ek gaan vir counselling, want ek het 'n gat in my hart vir wat ook al. Ons kan nie dit kies nie. So vra jouself af, is jy lig in jou familie se lewe? En is jy lig in die kerk se lewe? Ek herhaal net weer, light can only shine in a relationship. A love with lasting, influential impact that stretches across generations, that reflects God's holiness and the truth that transform. So maak tyd vir God die week.
Maak tyd vir jou familie. Dankie. Ek gaan 'n liedjie speel wat ek graag wil hê julle moet na luister. Ek love die liedjie. Dit is my favourite op my playlist nou en ek hoop julle geniet dit ook so baie. Dankie julle. So I walked the wide road, tasted dust and applause, heard 1,000 soft voices rewriting your laws. But your Torah is fire, pure light to my feet. I cannot be quiet when souls are perishing, truth in my bones when the world turns to seed. They mock obedience, call it chains and control, but your commands are life, you restore my soul. I won't serve tradition, I won't bow to the crowd. I fear Yahweh alone, so I stand unbowed. I choose the narrow, I choose what is right, I choose the covenant over comfort at night. My knees are not for sale, my mouth won't be tamed. I carry your truth and I won't be ashamed. Warrior for Yahweh, here I stand my ground. Shield of faith raised, let the truth be my sound. Warrior for Yahweh, I will not bow down. For the world I obey your command. When the nations fall down, when the earth starts to shake and the darkness draws near, warrior for Yahweh, I will persevere. Hallelujah. Rumors of war and the nations will rage. Pestilence, famine, birth pains on the stage. False signs will glitter, saying here is the way. But I test every spirit by what you say. Lawlessness rises to twist what is set apart, to silence the faithful, to fracture the heart. A system demands what the righteous can't give, but my loyalty is yours as long as I live. I know the pattern, seduction in life, a crown without truth, a peace full of night. But your word is my seal, your breath in my chest. I'd rather be hated than trade what you bless. Warrior for Yahweh, here I stand my ground. Shield of faith raised, let the truth be my sound. Warrior for Yahweh, I will not bow down. For the world I obey your command. When the nations fall down, When the earth starts to shake and the darkness draws near, warrior for Yahweh, I will persevere. Hallelujah. Let the trumpet speak, let the watchman cry, let the proud be humbled, let the idols die. If they sell peace that's built on compromise, I will not drink it, no matter the price. They'll call evil good and call good extreme. They'll label the faithful as a dangerous dream. But I'd rather be few with Yahweh's own voice than be many with lies. Yahweh is my choice, no compromise, no mixture, no surrender. Yahweh is King. Whoa.
all for a temporary crown. Warrior for Yahweh, your will I will do. Through fire, through flood, I stay faithful to you. If the whole world bows and the pressure is severe, warrior for Yahweh, I will stand right here. Hallelujah. Whatever you command, I will do until the end.